En dan voorbidding. Ons bid vir Tannie Ruth Grindling. Dit gaan met haar bietjie beter, haar been het al aangegroei, maar sy moet haarself nog baie stil gedra. So ons bid nog steeds vir Tannie Ruth. Ons bid vir Erika Strydom, wat sukkel met haar hart. En dan bid ons vir 3 persone wat in die ouete huis is. Tannie Magriet Olivier, sy is in die hospitaal opgeneem, met haar longe en goed. Haar dogter sê dit gaan met haar daarom onder omstandighede redelik goed. So ons is dankbaar daarvoor. En dan het ek nou vanmôre gehoor, oom Duif Pieterse is in die hospitaal ook in Midmet, as ek reg het. En dan Tannie Narda Steyn het geval. So ons weet nou nie hoe het sy dalk seer gekry nie, maar ons wil graag vir julle almal bid en vra dat die Here ook vir julle sal vashou. En Louisa, ons bid nog steeds vir jou met jou enkel ook, dat die Here vir jou genade mag gee daarmee. So baie dankie dat ons ook op hierdie manier vir mekaar kan dra en vir mekaar kan ondersteun en so saam met mekaar kan wees. Geliefdes, ons is steeds in Paasfeestyd, waar ons saam praat en saam dink oor die opstanding van die Here Jesus Christus en wat dit vir ons elkeen beteken. En daarom het ek hierdie prentjie saamgebring vanmôre, wat eintlik maar net weer vir ons wil kom sê, die graf is leeg, die Here Jesus het opgestaan, en daar is vir ons elkeen nuwe lewe in Christus. Want hy is die opgewekte, die lewende, die Messias, die een wat langs die Vader se regterhand sit, soos wat ons dit bely, en wat weer kom op die wolke. So kom ons raak stil vir 'n oombliekie, en dan gee ons net al hierdie goed wat binne in ons is, so oor aan die Here. Vader, ons dink aan hierdie woord, wat U vir ons sê, dat U die Vader van ons Here Jesus Christus, ons in Christus geseën het, met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. U krag is wat U in ons uitoefen, dieselfde kragtige werking wat U uitgeoefen het, toe U die Here Jesus uit die dood opgewek het. En hom in die hemel aan die regterhand van die Vader laat sit het. Here Jesus, ons eer U vanmôre as die een, wat hoog bo elke mag en gesag is, en wat hoog bo elke krag en heerskappy is, en wat hoog bo alles is wat daar van sprake mag wees ten opsigte van mag en heerskappy en koningskap. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Here Jesus, U het gesê, aan U is alle mag gegee in die hemel en ook op die aarde. Ons eer U as die opgewekte Christus, wat alle mag in sy hande het, en wat heers en regeer, in die naam van die Vader. Amen. Geliefdes, genade, vrede vir julle, van hom, wat is, en wat was, en wat kom, en van die volmaakte Gees wat voor sy troon is, en van die Here Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, hy wat eerste opgestaan het uit die dood, die koning van die konings. Geliefdes, ons gaan vanmôre 'n paar verse saam lees uit Matteus, hoofstuk 28. Matteus, hoofstuk 28, die laaste 4 verse van die evangelie van Matteus. Kom ons buig net ons hoofde in gebed voor die Here.
Vader, ons kom vanmôre na U toe met hierdie sekerheid wat U woord vir ons gee, dat Jesus die Christus die verlossing vir ons gebring het. Dat die Here Jesus Christus die offer vir ons betaal het aan die kruis op Golgotha, dat hy gesterf het en dat hy werklik begrawe is en vir 3 dae in die graf was, totdat U hom opgewek het uit die dood. Here Jesus, ons aanbid U as die lewende en die opgewekte Christus, die een wat deur die Vader verhoog is en verhef is, en aan wie die Vader alle mag oorgegee het, sodat U in sy naam ten volle kan heers en regeer. Ons aanbid U, Here Jesus, U wat in U mensheid in die hemel langs die Vader sit. U wat ons waarborg is, dat ons ook lewend in die Vader se teenwoordigheid sal wees. Heilige Gees, ons kom vra vanmôre dat U vir ons sal ontmoet. Daar is so baie dinge wat eintlik na ons toe kom en ons roep om soms ons geloof te verlaat. Om nie meer te glo nie. Partykeer is dit stemme wat van buite af na ons toe kom. Mense wat self nie glo nie en bevraagteken. Partykeer is dit ons eie ervarings waar ons moedeloos word, omdat ons dit nie ervaar soos wat U woord dit vir ons kom sê nie. Partykeer is dit bloot omdat dit wat in die woord gebeur, so ongelooflik groot is, dat ons sukkel om dit te verstaan, en om dit te glo, en om met ons hele hart daaruit te lewe. Wil U ook vanmôre kom om vir ons elkeen aan te raak, ook rondom ons sekerheid ten opsigte van die Here Jesus wat lewe en heers en regeer en in wie se naam ons ook lewe. Sal U woorde vir ons oopbreek asseblief, Vader. Ons kom bid vir hulle wat in hierdie gemeente siek geraak het en wat seer gekry het, vir Tannie Ruth. Ons bid dat U vir haar steeds verder sal het herstel bring en dat haar tingerige liggaam kan herstel van dit wat met haar gebeur het. Vader, ons bid vir Erika wat sukkel met haar hart. Ons bid, Vader, dat U ook vir Tannie Magriet wat in die hospitaal is en Duif wat opgeneem is in die hospitaal, dat U vir hulle genadiglik versorging sal gee, soos wat hulle nodig het. Vir Tannie Narda wat geval het, ons bid, Vader, dat U hulle elkeen sal toevou met U liefde en U genade en U grootheid. En vir hulle wat siek geraak het met griep en met verkoue en met ander dinge, bid ons dat U vir hulle elkeen sal kom vashou en genesing sal bring. Vader, vir elkeen wat in hierdie dae uitroep na U om hulp en bystand en versorging, bid ons dat U elkeen naby sal wees. Vader, dit bid ons in diep afhanklikheid in Jesus ons Here se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan lees in Matteus 28, daarvan vers 16 af. En dit is na die opstanding van die Here Jesus. Matteus beskryf dit op sy eie manier. Matteus 28 gaan oor die opstanding van die Here Jesus, die aardbewing wat plaasgevind het, die soldate wat rondom die graf was, om die graf op te pas, sodat niemand die liggaam van Jesus sou steel nie. Die engel wat kom, die aarde wat bewe, hierdie klomp soldate wat lewe, maar wat soos dooies word op grond van die kragtige werking van die Here. Die vroue wat daar kom
en dan is die graf leeg, en dan praat die engel met hulle, en wanneer die soldate op die ou einde in die dorp terugkom, en praat met die priesterhoofde, en met die skrifgeleerde se familiehoofde, dan sê hulle, ons het 'n probleem. Maar julle moet nie hierdie verhaal van wat gebeur het gaan vertel nie. Ons wil julle omkoop. Ons sal vir julle geld aanbied. Sien, omkopery kom al baie ver, nê. Ons sal vir julle omkoop om julle monde toe te hou, en omdat die soldate normaalweg as hulle op diens aan die slaap raak, want dit was hulle getuienis, ons het geslaap. As 'n soldaat op diens aan die slaap raak, sou hy betaal met sy lewe. So hulle het nie sommer geslaap nie. Maar het die familiehoofde vir hulle gesê, as Pilatus nou 'n storie maak oor hierdie ding, dan sal ons hom tevrede stel en sê, ons is tevrede. En dan sê die woord, hierdie storie loop tot vandag toe onder die Jode. En dan net in aanraking, Matteus 28 vers 10, kom die Here Jesus en dan verskyn hy aan die vroue, en dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. En Matteus 28 vers 16 begin nou weer hierdie lyn optel, en dan staan daar soos volg daar geskrywe. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Net hierdie paar verse so uit Matteus. As 'n mens sou weer gaan kyk na die prentjie, die graf wat oop is, julle het seker al die opstandingsverhale in al die evangelies gaan lees, in al 4 van die evangelies, maar vanmôre in besonder, as ons hierdie verse lees, dan lees ek hier in vers 16, dat die 11 disippels, en party ouens sê, dit is nie net die 11 nie, want dit kan baie meer wees, maar die skrif praat van 11 disippels, wat na Galilea toe gegaan het, na die berg wat die Here Jesus hulle beveel het om te gaan, en ons weet nie watter berg dit is nie. Maar dit is op 'n berg, en 'n berg was altyd 'n plek waar mense God ontmoet het. Dink maar aan die bergrede in Matteus van vers 5 tot hoofstuk 5 tot hoofstuk 7, waar die Here Jesus die disippels en die skare geleer het. Dink maar aan die berg in die Ou Testament, waar die Here sy wet vir die volk gegee het, en waar die Here ook kom verskyn het op verskeie plekke. Dink maar aan die berg van die verheerliking wat ons van lees, toe Elia en Moses verskyn het, en die Here Jesus daar in hulle teenwoordigheid was. So ons weet nie waar is die berg nie, ons weet nie, die 11 disippels het soontoe gegaan, want die Here Jesus het vir hulle soontoe gesê om soontoe te gaan. Maar dan lees ons, wanneer die Here Jesus kom, en hulle die Here Jesus sien, dan val hulle in aanbidding neer, en dan staan hier geskrywe, hoewel party getwyfel het. Vir my is dit aangrypend, dat die woord dit sê, en ek het vanmôre se tema daar rondom gebou, en ek het gesê, twyfelaars ontmoet die opgewekte Christus,
en word gestuurdes. Twyfelaars ontmoet die opgewekte Christus en word gestuurdes. Geliefdes, ek weet nie of julle ervarings het van twyfel nie. En nou praat ek 'n bietjie meer in die algemeen. Ons ken almal die ervaring dat ons soms twyfel oor dinge. Twyfel oor wat mense gesê het, twyfel oor wat ons moet doen. Om te twyfel beteken op die ou einde om twee paaie in jou hart te hê. En om voor die vurk te staan van hierdie twee paaie in jou hart en om nie seker te wees, moet jy links of moet jy regs gaan nie. Dit is om te twyfel. Die Woordeboek sê dit kan ook wees om maar net te huiwer en nie voluit te gaan nie. Of dit kan wees om onseker te wees. So as 'n mens dit nou sou terugtrek na hierdie gedeelte toe en na die skrif toe, dan kry jy mense in die woord van die Here op baie plekke dat daar rondom die identiteit van die Here Jesus Christus getwyfel is. Kan ek maar enkele van hierdie vrae vir julle net met julle dit so vinnig opnoem, oor die twyfel, oor die identiteit wie Christus is, en wat hy kom doen het. Johannes die Doper het vir die koning Herodes gesê, hy doen sonde omdat hy 'n vrou gevat het in egbreek. En die koning het hom in die tronk gegooi. En nou hoor Johannes, terwyl hy hier in die tronk sit, van al die goed wat rondom die Here Jesus gebeur, en dan stuur hy van sy volgelinge om vir Jesus te kom vra, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Is u die Christus, die beloofde Messias? Of het ek my reken met dit wat ek dink? Dit is daar in Matteus 11 of in Lukas 7, kan julle dit gaan lees. En dan wanneer hierdie manne, die volgelinge van Johannes by die Here Jesus kom en dit vir hom vra, dan sê die Here Jesus net vir hulle, terwyl die woord sê op daardie oomblik toe hulle dit gevra het, was Jesus reeds besig om mense gesond te maak van 'n klomp verskillende siektes en om mense van die bose geeste te bevry en om blindes te laat sien. En dan is Jesus se antwoord aan hulle: gaan vertel vir Johannes wat julle gesien het en wat julle gehoor het. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. En dan sê die Here Jesus die volgende woord, hy sê, gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. Die Here Jesus vra self hierdie vraag vir sy disippels op 'n stadium toe hulle op 'n plek kom naby Caesarea Philippi, daar waar die gode aanbid is en waar die water so uit die rots gekom het by Caesarea Philippi. Dan vra hy vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan sê sy disippels, party sê u is Elia, ander sê u is 'n profeet. En dan vra die Here Jesus vir hulle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus namens hulle, dan sê hy, u is die Christus, die Messias. Die hoëpriester vra hierdie vraag vir die Here Jesus, terwyl hulle, nadat hulle Jesus gevange geneem het en ondervra en allerhande getuienisse probeer bymekaar maak en dit nie kon kry nie, toe vra hy vir die Here Jesus hierdie vraag: is jy die Christus, die Seun van God? En Jesus sê vir hom, dit is soos u sê,
En daarby sê die Here Jesus, van nou af sal julle die Seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand van die Vader sit, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Gaan oor die hemelvaart en die wederkoms wat daar aangeraak word. Pilatus kom vra vir die Here Jesus, terwyl hy hom verhoor, op grond van die Jode wat hom voor Pilatus gesleep het, dan vra hy vir hom, is jy die koning van die Jode? En dan sê die Here Jesus vir hom die volgende, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. En dan sê Pilatus, so jy is 'n koning. Dan sê die Here Jesus, ek het gekom om die getuienis en die waarheid te bring. Dit wat my naam getuig, Jesus, God verlos, Immanuel, God met ons. Selfs na die opstanding is, as 'n mens die verhale gaan lees, die engel wat getuig, die vroue wat die Here Jesus gesien het, die Emmausgangers wat die Here Jesus gesien het, lees ons op baie plekke dat die disippels nie geglo het nie, dat hulle dit nie kon begryp nie, dat dit vir hulle te groot was, omdat niemand normaalweg uit die dood uit opstaan nie. Maar Christus is opgewek, sê die woord. En nou ontmoet ons hier, in hierdie gedeelte, die opgewekte Christus, waar hy die disippels kom ontmoet, hier op die berg. Die oomblik wat hulle hom sien, val hulle neer, om hom te aanbid. Die opgewekte Christus, hier staan nie in Matteus hoe hy gelyk het nie, maar hulle het hom gesien, hulle het hom erken, en herken as die opgewekte Christus, en hom voor hom neergeval, hom geaanbid. Nou geliefdes, dit is vir my en vir jou, so belangrik om net dit te weet, dat die Here Jesus is dit waardig, dat ons hom sal aanbid. Die Here Jesus is dit waardig, want hy is die opgewekte Christus. As ek en jy dink aan Openbaring, hoe Johannes Jesus beskryf, as die opgewekte Christus, dan kan ons nie anders as om voor hom te val, soos wat Johannes ook voor hom geval het nie. So die vraag is, of ek en jy Christus so ontmoet, dat ons tot aanbidding voor hom kom. Maar wat vir my hier tref, is juist hierdie woorde, terwyl hulle Christus aanbid het party in hulle harte getwyfel. Party het, met ander woorde, in hulle gemoed, in hulle harte, in hulle denke, in hulle geloofslewe, by twee paaie gestaan. Mag ek Christus aanbid? Mag ek hom nie aanbid nie? Ek het vir myself hier kom vra, hoekom is daar twyfel in hulle harte? Waaroor twyfel hulle? En dan lyk dit vir my, asof in hierdie gedeelte, in besonder, die apostels nog nie werklik tot hierdie vaste oortuiging en geloof gekom het, dat Jesus werklik opgestaan het, en dat hy lewe en die lewe kom bring nie. Ons hoor dit in die ander verhale van die opstanding. Hulle het getwyfel oor sy godheid, oor sy God wees, oor die feit dat hy die dood kon oorwin. Nou geliefdes, as ek en jy soms twyfel, dan is dit belangrik dat ek en jy hoor wat die Here Jesus hier antwoord vir die disippels. Want hierdie klomp twyfelaars, en nou is ek nie snedig in my opmerking nie, ek is nie verkleinerend nie, ek wil net die twyfel, die onsekerheid, die huiwering in hulle harte, wil ek net beklemtoon.
Wanneer hulle by die Here Jesus staan, dan kom antwoord hy hulle juis op grond van dit waaroor hulle twyfel. Hy sê vir hulle 2 dinge, wat ek dink wat ongelooflik belangrik is. Terwyl hulle hom aanbid en wonder, doen ek die regte ding, want die skrif het dit dan so baie keer gesê, jy mag God alleen aanbid. Dit is hulle Joodse agtergrond. Dit is wat die Here Jesus sê, toe die duiwel hom in versoeking lei, en vir hom sê, jy moet my aanbid, dan sê die Here Jesus, nee, die skrif sê, jy mag God alleen aanbid. En hier moet ons voor U kom buig. U wat die Christus is, wat mens geword het, en wat ons kan sien. En dan sê die Here vir Jesus vir hulle 2 dinge. Hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Aan my is alle mag gegee in die hemel en ook op die aarde. Wat ander mens kan kom sê, aan my is alle mag gegee. En dit is natuurlik so, dat hier staan, dit is aan Jesus gegee. So iemand het die mag van die hemel en die aarde aan Jesus gegee, aan hom oorgedra. En dan kom sê die woord, vir ons hierdie gedeelte, wanneer die Here Jesus gebid het, in Johannes 17, dan het hy opgekyk na die hemel en het gesê, Vader, verheerlik U Seun, sodat U Seun U kan verheerlik. U het hom immers met die volmag oor die hele, U het hom immers volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee het, die ewige lewe te gee. So die Here Jesus sê, alle mag is aan my gegee. Dit kom van die Vader af. Die Vader wat self Christus bemagtig het en alle mag aan hom oorgedra het. Ons kan dit gaan lees in Efesiërs 1, wanneer daar kom staan, dat die Here Jesus opgewek is, deur die kragtige werking van God, en dat God hom verhoog het, aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, bo elke krag en heerskappy, hoog bo alle mag waarvan daar sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Filippense sê, God het hom tot die hoogste eer verhef, en aan hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van die Here Jesus elke knie sal buig, en elke tong sal bely, Jesus is die Here. So Jesus het alle mag in die hemel en op die aarde. Die Vader het die mag aan hom gegee. Wat sê hy daarmee? Hy sê, ek is God. Ek is waardig om aanbid te word. En soos wat ons die woord lees, en jy sal dit nou weer hier hoor, die Here Jesus, die Vader en die Gees, is die drie-enige God. En daarom kan Jesus sê, alle mag is aan my gegee. Alle mag om die twyfel te te werk, om jou te bemagtig, om jou te verseker van die lewe in Christus, sodat jy met geloof kan vasgryp aan die lewende opgewekte Christus. Die tweede ding wat die Here Jesus hier sê is, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Weereens, watter mens kan sê vir 'n ander mens, ek is by jou tot aan al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Geen mens kan in hulle tydelikheid dit kom sê nie. Maar die Here Jesus kan, want alle mag is aan hom gegee. Hy is God, en soos wat die Vader en die Gees ewig is Jesus ewig.
Sy mensheid het hy ontvang toe hy gebore is uit die maagd Maria. En daar het sy mensheid begin. Sy mensheid is opgeneem in die hemel. En dit is ook tot in alle ewigheid. En hy sê, ek is by julle. Hy bevestig hiermee sy teenwoordigheid op die aarde. Nie net op die aarde nie, maar saam met elkeen van sy kinders. Saam met my en jou, as ons in hierdie lewe in geloof moet lewe. Sien geliefdes, en wanneer die Here Jesus hier vir die disippels kom sê wat twyfel, en hulle hom kom ontmoet, en hy kom bevestig aan hulle, dat hy God is, dan kom hy vanuit sy godheid, vanuit sy almag, en dan sê hy vir hulle, gaan nou na al die nasies toe, gaan, ek stuur julle, soos ons laasweek ook gesê het, die Here Jesus vir hulle gesê, soos die Vader my stuur, so stuur ek julle. So gaan na al die nasies toe. Geweldig belangrik, want dit is die opdrag van die kerk, dis ook my en jou opdrag, om te gaan na alle mense, alle nasies. Al die beperkings wat ek en jy wil bring, het die Here Jesus hier klaar verwyder. So in my en jou hart beteken dat ek en jy iets van die Here Jesus se almag en van sy teenwoordigheid so sal beleef, en dat ons die opgewekte Christus sal sien en sal vra, Vader, gee vir my 'n Christus hart, gee vir my hierdie barmhartigheid van die Vader, sodat ek verlore mense sal sien, sal begeer dat mense wat verlore is, tot die lewe sal kom. Gaan na alle nasies toe. En nou help dit nie, broers en susters, dat ons dit vir mekaar sê, en dit is in ons koppe, en in ons harte, en ons bely, maar ons doen niks. Ons moet tot reaksie oorgaan, sê hierdie gedeelte. Kan ek maar net 'n voorbeeld gebruik, geliefdes? As ek 2 karre besit, en die een is 'n Porsche, en die een is 'n kewertjie, watter een van hierdie 2 ry die vinnigste? Kan ek vir julle vra, watter een ry die vinnigste? Ons wil outomaties sê, nee, 'n Porsche gaan die vinnigste ry. Maar ek wil vir u sê, die kar wat, as jy in hom inklim en jy draai sy sleutel en jy sê, daardie kar ry die vinnigste. So, al is jy 'n kewer, en jy's op die pad, en jou engine loop, dan ry jy vinniger as die Porsche, wat langs die sypaadjie staan. Ek en jy moet geaktiveer wees, om te gaan. En dan sê die Here Jesus hier, daar moet 2 goed gebeur, as jy gaan. Gaan doop die mense, en gaan leer die mense. Met ander woorde, die doop, gaan daaroor dat ek en jy, sal bely dat die Here Jesus die Here is, en dat ons op so 'n manier ons eie sondigheid sal bely, dat ons hom sal aanneem as verlosser, en dat ons so ingelyf sal word, in die liggaam van Christus, deur die doop. Maar wanneer ek 'n bekeerling geword het van die Here Jesus, dan moet daar iets meer gebeur. Sien geliefdes, want die Here Jesus wil nie hê, ek en jy moet net bekeerlinge maak nie. Die Here Jesus wil hê, bekeerlinge moet disippels word. En disippels is iemand wat leer dit wat die Here Jesus gesê het, en op die ou einde dit glo, en soos wat ek al reeds gesê het, in beweging kom, sodat in hulle verhouding met God, hulle gehoorsaam raak aan die Here.
So as twyfelaars die opgewekte Christus ontmoet, dan gebeur daar iets fantasties in hulle binneste, in hulle geloofslewe. Hulle word nuut gemaak deur Christus, maar hulle word deur die Here Jesus bevestig, aangestel, opgeroep, gestuur. Na almal, sodat almal die evangelie, die goeie nuus kan ervaar, dat God in Christus Jesus kom verlos. Mag ek en jy en mag hierdie gemeente ook ontdek wat God wil hê ons moet doen, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees. Geliefdes, kom ons bid net saam. Vader, ons gebed is dat U vir ons sal vashou en dat ons aan U gehoorsaam sal raak. Dankie dat U ons elkeen ontmoet, al sou ons dalk twyfel, al sou ons dalk op 'n manier deur hierdie wêreld of deur ons eie ervarings of deur ons eie onsekerheid baie keer wonder of Christus werklik die lewende is. U kom en U sê en U verklaar, ek is die opgewekte, ek het alle mag in die hemel en op die aarde en ek bemagtig jou en ek sal by jou wees tot aan die einde van hierdie wêreld. Gaan vertel. Ons bid nou dat U so vir ons ook sal begelei. Amen. Geliefdes, julle is die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Laat julle goeie werke so voor die mense skyn, dat hulle julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Amen. 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 Die Here seën vir julle. Mag sy guns en sy goedheid oor julle elkeen wees. Geniet hierdie week.